Aard van die wortels. Goed, so in hierdie video gaan ons nou kyk na verskillende voorbeelde van hoe aard van die wortels gevra kan word. Die eerste ding wat ons hierso bo het, is die formule wat ons kan gebruik om die x'e op te los in 'n kwadratiese vergelyking. So wanneer ons 'n kwadratiese vergelyking het, kan ons dit oplos deur of te faktoriseer, en as ons sukkel om te faktoriseer, kan ons hierdie formule gebruik. So hierdie formule is die formule om ons x'e op te los, of om ons wortels op te los. 'n ander woord vir die x'e is die wortels, en 'n ander woord vir die wortels of die x'e is ons oplossings. So hier het ons 'n formule om die x'e op te los, of om die wortels op te los. Maar ons gaan nou net na hierdie gedeelte binnekant die wortel van hierdie formule kyk, en daai gedeelte binnekant die wortel, die b² minus 4ac, noem ons die delta of die diskriminant. En hierdie video gaan daaroor deur net na daai delta of die diskriminant te kyk, gaan ons 'n voorspelling kan maak van ons wortels sonder om die vergelyking op te los. Sonder om die vergelyking op te los, gaan ons net daardie gedeelte gebruik en ons kan dan die wortels, die x'e bespreek. Ons kan sê of dit reëel of nie reëel of rasionaal of irrasionaal of wat ook al is. Okay, so om dit te kan doen, moet ons eers hierdie opsomming leer. Okay, so onthou nou dat die delta of die diskriminant is die gedeelte daar binnekant die wortel en dis b² minus 4ac. So hierdie opsomming moet ons gou leer. So heel eerste, indien daardie delta of diskriminant groter of gelyk aan 0 is. Met ander woorde, as hy positief is, as daai gedeelte positief is, of as dit 0 is, dan sal die wortels, die x'e, sal dan reëel wees. Met ander woorde, die wortels of die x'e sal bestaan. Maar as die delta, die gedeelte binnekant die wortel, kleiner as 0 is, negatief, dan is die wortels nie reëel. Met ander woorde, daar gaan nie 'n reële oplossing wees nie. En dit is eintlik logies as ons kyk na ons formule vir ons x'e, vir ons wortels. Wanneer die delta negatief is, dan gaan ons sakrekenaar vir ons 'n error gee, so daar's geen reële oplossing nie. So dit is ons eintlik, dis ons stap 1 wat ons moet leer. Dan, as ons nou by stap 1 gesien het dat die delta is groter as 0 of gelyk aan 0, wat beteken die wortels bestaan, die wortels is reëel, dan kan ons aangaan na ons volgende stap toe en bietjie verder gaan kyk. As ons sien die delta is kleiner as 0 en die wortels is nie reëel, dit gaan nie bestaan nie, dan stop ons, dan gaan dit nie een van die ander stappe kan wees nie. Okay, maar kom ons neem nou aan ons delta is groter of gelyk aan 0, die wortels is reëel, die wortels bestaan. Dan die tweede stap, dan moet ons gaan kyk, is daai delta 'n volkome vierkant of is dit nie 'n volkome vierkant nie? Wat is 'n volkome vierkant? 'n Volkome vierkant is enige iets wat 'n vierkantswortel het. So dit sal byvoorbeeld wees as delta 16 is of 25 of 9, enige getal wat 'n vierkantswortel, 'n mooi vierkantswortel kan kry, of dit kan ook 'n hakkie kwadraat wees. 'n Hakkie kwadraat is ook 'n volkome vierkant. So wanneer die delta 'n volkome vierkant is, dan gaan die wortels rasionaal wees. Dit beteken dit gaan mooi wortels wees. Dit gaan nie desimale getalle wees, dit gaan rasionaal wees. Maar as die delta nie 'n volkome vierkant is nie, so as dit nie 'n hakkie kwadraat is nie, of dit is getalle soos 5 en 7 en getalle wat nie 'n mooi vierkantswortel kan kry nie, dan gaan die wortels, die x'e, irrasionaal wees. Met ander woorde, dit gaan nie mooi wees nie. Goed, en dan ons derde stap, ons moet nou gaan kyk, is daai delta 0 of is dit nie 0 nie? As die delta 0 is, dan beteken dit, die wortels is gelyk, of daar's net een wortel. Kyk, dis ook eintlik logies, want as die delta, daai gedeelte onder die wortel 0 is, dan val daai gedeelte van my formule vir my x mos weg. En dan is daar nie meer 'n plus minus vir my om in te tik nie, so ek gaan net een antwoord hê vir my x, vir my wortel. So daar gaan net een wortel wees. So die wortels gaan gelyk wees. Maar as die delta nie 0 is nie, met ander woorde dis 'n positiewe antwoord,
dan gaan ek mos 2 antwoorde hê, want dan gaan my antwoord wees x is minus b plus, wat ook al daai antwoord gaan wees, op 2a, so ek gaan 1 antwoord hê. My ander antwoord gaan wees, x is gelyk aan minus b minus, wat ook al daai wortel gaan wees, alles op 2a. So as my delta, die gedeelte binne in die wortel, nie 0 is nie, dan beteken dit ons gaan 2 antwoorde hê, 2 wortels, en 'n ander woord vir dit is die wortels gaan ongelyk wees. Ok, so dit is ons opsomming, en hierdie moet ons sommer print en opplak, en uit ons kop uit leer, want ons gaan nou al die somme doen, gebaseer op hierdie opsomming. Goed, kom ons begin. Die eerste voorbeeld. Hierdie voorbeeld sê, bespreek die aard van die wortels sonder om die vergelyking op te los. Ok, so ek gaan sommer elke voorbeeld in 'n ander kleur doen, want ons moet deeltyd iets anders doen. Ok, so kom ons sê, ons moet nou die aard van die wortels bespreek. So wanneer ons dit moet bespreek, dan gaan ons al 3 stappe van daardie groen opsomming gaan ons nou doen. So die heel eerste ding wat ons moet doen is, ons moet vir delta oplos. En om dit te doen, moet ons net seker maak dat die vergelyking wat gegee is, in standaardvorm is, met ander woorde, daar is 1x kwadraat, daar is 1x en daar is 1 konstante wat dan ons c gaan wees. So ons gaan ons delta oplos. So hier kan ons sien, ons a gaan wees 1, ons b gaan wees min 6 en ons c is alles wat nie x kwadraat of nie x het nie, so ons c is 9. So ons delta gaan wees b kwadraat minus 4ac, so ons delta gaan wees minus 6 kwadraat minus 4 mal 1 mal 9. So ons delta gaan wees 36 minus 36, so ons delta is 0. Goed, so het ons delta uitgewerk en nou moet ons die aard van die wortels bespreek. Dit beteken ons moet nou terug gaan na ons opsomming toe en ons moet al 3 stappe gaan doen en die regte opsie kies. Ok, so kom ons gaan terug na ons opsomming toe. Ok, so heel eerste, is die delta groter en gelyk aan 0 of is die delta kleiner as 0? Wel, die delta is 0. So ons eerste woord wat ons daar gaan skryf is die wortels is reëel. Want ons het gesien ons delta is ons 0. So hy val onder hierdie opsie delta is groter of gelyk aan 0. Sien, hy is 0, so my wortels gaan reëel wees. Goed, die tweede stap, is my delta 'n volkome vierkant of is dit nie 'n volkome vierkant nie? So met ander woorde kan ek 'n mooi vierkantswortel bepaal van my delta. So die delta is 0 en die vierkantwortel van 0 is 0. So dit is 'n mooi getal, so my wortels gaan rasionaal wees, want my delta is 'n volkome vierkant. 0 is 'n volkome vierkant. So my wortels is rasionaal. Goed, en dan ons laaste stap, is die delta 0 of is die delta nie 0 nie? Baie duidelik, die delta is 0, so die wortels gaan gelyk wees. Met ander woorde, daar gaan net een antwoord wees. Wortels gelyk. Goed, so by hierdie vraag het ons die aard van die wortels bespreek en dit beteken ons gaan deur al 3 stappe hierbo moet werk en ons gaan basies 3 antwoorde moet gee. Behalwe natuurlik as die delta negatief was, dan sou ons in die begin gesê die wortels is nie reëel en dan sou ons nie verder kon gaan na die volgende stappe toe nie. Goed, dit was nommer 1. Ok, vir voorbeeld 2 vra hulle, vir watter waardes van m van ons onbekende sal daardie vergelyking gelyke wortels hê. So hier vra hulle nie vir ons om die aard van die wortels te bespreek nie, hulle vra vir ons om die onbekende op te los en hulle sê klaar vir ons dat die wortels moet gelyk wees. So as die wortels gelyk is, wat weet ons dan van ons delta? So nou moet ons na ons opsomming toe gaan en ons moet die regte opsie gaan soek wat vir ons gelyke wortels sal gee. So as ons gaan na ons opsomming toe, gelyke wortels is delta moet 0 wees. Goed, so ons weet dat hulle sê eintlik vir ons dat die delta gaan ons 0 moet maak. Ok, so kom ons gaan werk die delta uit. So eerstens, kom ons kry die vergelyking in die standaardvorm. So hier sien ons nou, hier is 1x kwadraat
Hier is 'n x kwadraat en nou sien ons maar hier is 'n min m by die x en hier is 'n 2 by die x. So wat gaan ons b nou wees? Wanneer dit gebeur dat daar twee x'e, twee terme is wat 'n x het of twee terme wat 'n x kwadraat het, dan moet ons faktoriseer met die x en dit wat dan gaan oorbly is die min m en die plus 2. Die min m en die plus 2. So ons faktoriseer met 'n x sodat daar net een dingetjie, een koëffisiënt langs die x staan wat my b is. Ok, en dan die res gaan my c wees. Ok, so nou sien ons dat ons a is hier 1, ons b is nou die hakie 2 min m en ons c is ook 'n 1. So nou gaan ons die delta oplos. Delta is b kwadraat minus 4ac. So delta is, my b is 2 minus m, my a is 1 en my c is 1. Nou gaan ons hierdie delta uitmaal. Dit gaan wees 4 minus 4m plus m kwadraat minus 4. So die delta is m kwadraat minus 4m. Goed, dis my delta. Maar ons weet dat hulle het gesê die wortels moet gelyk wees, gelyke wortels, en dit beteken dat die delta moet dan 0 wees. So hulle sê vir ons die delta moet 0 wees. So ek gaan hier aangaan. Nou gaan ons die delta 0 maak. So ons gaan ons delta 0 maak. En dan gaan ons net ons onbekende oplos. Ok, so ons gaan faktoriseer deur 'n gemeene faktor uithaal. En dit wil sê ons m, ons onbekende is 0 of ons m is 4. Goed, voorbeeld 3. Dis dieselfde tipe voorbeeld. Ek gaan hom ook in blou doen. Hulle vra weer, vir watter waardes van m, van die onbekende, sal daardie vergelyking nie reële wortels hê. Ok, so nie reële wortels, watter opsie is dit? So ons gaan terug na ons opsomming toe, en dan sien ons, dit beteken ons delta moet kleiner as 0 wees. So dis die regte opsie wat ons daar gaan kies. Goed, so kom ons werk ons delta uit. So hierdie uitdrukking is 'n bietjie moeiliker. So ons gaan eers hierdie in standaardvorm moet skryf, en omdat dit twee breuke is wat gelyk is aan mekaar, gaan ons met kruismaal. So ons gaan eerstens daai gedeelte gaan ons gaan maal met die m. So ek gaan m gaan maal met daai teller daar. En dit gaan dan wees mx kwadraat minus 5mx plus 5m is gelyk aan. Goed, so ons het nou hierdie met hierdie gemaal, want dis breuke, so ons kruismaal, nou gaan ons sê is gelyk aan, en nou gaan ons die 1 maal met daai noemer daar. En as ons 1 maal met enigiets, dan bly dit maar net dieselfde, so dit gaan wees 2x kwadraat minus x plus 1. Goed, nou moet ons dit in standaardvorm kry. So ons gaan alles aan die een kant toe vat, ons het mx kwadraat minus 2x kwadraat. Ons sien daar's 2x kwadrate, so ons gaan moet faktoriseer met 'n x kwadraat daar. Hier het ons 'n min 5mx, van daai x oor, dit gaan wees plus x, dan het ons 'n plus 5m en ons het minus 'n 1. Goed, daar's alles nou 0. Nou gaan ons hier faktoriseer met 'n x kwadraat, want as ons nie dit doen nie, hoe gaan ons weet wat ons a is? Is ons a nou m of is dit min 2? So ons gaan faktoriseer met die x kwadraat, en alles wat oorbly is ons a. Selfde met die x. So ek gaan 'n plus x uithaal, wat bly oor? 'n min 5m plus 'n 1. En dan die res gaan ons c wees. So alles wat nie x of 'n x kwadraat het nie, is ons c. Goed, so nou gaan ons die delta gaan uitwerk. So daai is ons b, daardie is ons a, en daai is ons c. Goed, so delta is b kwadraat minus 4ac. So ons delta gaan wees b kwadraat minus 4ac. En dit gaan wees 1 minus 10m
plus 25m kwadraat minus 4, mal die hakies uit, 5m kwadraat minus 11m plus 2. Ok, gaan hier aangaan. So ons delta gaan wees, ek gaan nou somme 25m kwadraat minus 20m kwadraat gaan vir ons 5m kwadraat gee. Dan daai minus 10m plus die 44m gaan vir ons plus 34m gee. En dan het ons 'n 1 minus 'n 8 en dit gaan vir ons minus 7 gee. So dis ons delta. En dan kan ons altyd ons delta faktoriseer. Dit gaan vir ons gee 5m min 1 en m plus 7. Goed, daar is ons delta. Wat moet ons doen met die delta? Hulle het gesê die wortels is nie reëel, so hulle het vir ons gesê dat ons delta is kleiner as 0. So ons delta wat ons uitgewerk het en wat ons sommer klaar gefaktoriseer het, is kleiner as 0. Goed, nou moet ons die onbekende oplos. Dit is 'n ongelykheid, so ons gaan 'n klein getallelyn teken met 'n positiewe parabool op. Ons nulpunte is daai minus 7 wat uit daai hakkie uitkom. En dan 1 op 5 wat uit daardie hakkie uitkom. Nou teken ons 'n positiewe parabool. En nou gaan kyk ons wat soek die som. Die som soek kleiner as 0. So kleiner as 0 is daardie onderste gedeelte. So wat se x-waardes het ons daar gehighlight? Ons het alles kleiner as 'n 5de en groter as minus 7. Goed, volgende voorbeeld. Hierso sê hulle, toon aan dat die wortels van daardie vergelyking rasionaal sal wees vir alle waardes van m. So hier sê hulle nie vir ons om die onbekende op te los nie. Hulle sê toon aan of bewys dat die wortels rasionaal sal wees. Ok, so dit beteken as ons moet bewys of aantoon dat die wortels rasionaal moet wees, dan beteken dit ons moet ons aantoon dat die delta 'n volkome vierkant is. Ok, kom ons kyk of ons dit kan aantoon. Ok, kom ons skryf daai vergelyking eers in standaardvorm. So ons het 2x kwadraat plus 2mx minus x minus m is gelyk aan 0. So nou sien ons hier, daar's weer twee terme wat 'n x in het. So ons gaan weer faktoriseer met 'n x en ons gaan 2m min 1 oor hê in die hakkie minus m is gelyk aan 0. Ok, so ons a is 2, ons b is daardie hakkie 2m min 1 en ons c is min m. Nou gaan ons die delta uitwerk, so delta is 2m min 1 kwadraat minus 4ac. So ons delta gaan wees 4m kwadraat minus 4m plus 1 plus 8m. So ons delta gaan wees 4m kwadraat plus 4m plus 1. Goed, dis ons delta. En wat moet ons doen? Ons moet bewys dat die wortels rasionaal is, met ander woorde dat die delta 'n volkome vierkant is. So wat is 'n volkome vierkant? Dis enige mooi getal wat as die vierkantswortel kan bepaal, of dis 'n hakkie kwadraat. Dis 'n hakkie kwadraat. Dit beteken ons moet gou hierdie faktoriseer en ons hoop dat as ons dit faktoriseer, dat ons twee hakkies sal kry wat dieselfde is. So kom ons kyk, so dit gaan wees 2m plus 1 en 2m plus 1, wat dan vir ons 'n hakkie kwadraat gee. So dit beteken dat die delta is gelyk aan 'n volkome vierkant, want dis 'n hakkie kwadraat.
Delta is 'n volkome vierkant. So dus is die wortels rasionaal. Goed, so ons het hier geleer dat wanneer ons moet bewys dat die wortels rasionaal is, moet ons dit faktoriseer en ons mik vir 'n hakie kwadraat. So rasionaal, ons mik vir 'n hakie kwadraat. OK, volgende voorbeeld, hierdie rooietjie. Hier sê hulle bewys dat die vergelyking reële wortels het vir alle waardes van k. OK, so reële wortels gaan beteken dat ons delta moet groter as 0 wees. OK, met ander woorde, ons moet 'n positiewe antwoord kry vir ons delta. Kom ons werk die delta uit. So skryf ons uitdrukking gou in standaardvorm. Ons hoef nou niks daar te faktoriseer nie, want daar's net 1x kwadraat, daar's net 1x. Goed, so ons A is 1, ons B is k en ons C is dan alles wat nie 'n x of 'n x kwadraat het nie. So delta is gelyk aan b kwadraat minus 4ac. So delta is gelyk aan b kwadraat minus 4ac. So delta is gelyk aan k kwadraat minus 4k plus 8. So dit is ons delta. OK, nou moet ons bewys dat daardie delta definitief groter as 0 is, want hulle het gesê die wortels is reëel. OK, so as hulle dit vra, dan moet ons, dit wat ons vir ons delta gekry het, dan moet ons vierkantsvoltooiing gaan doen. So as hulle vir ons vra vir reële wortels of nie reële wortels, so reële wortels is die delta groter as 0, en as hulle vir nie reële wortels gevra het, sou die delta gewees het kleiner as 0. So wanneer hulle vir reële wortels of nie reële wortels vra, en hulle sê ons moet bewys dat die vergelyking reële wortels of nie reële wortels het, dan gaan ons moet kwadraatsvoltooiing doen op daardie delta. So kom ons gaan doen gou dit en dan kyk ons hoekom moet ons dit doen. So kom ons gaan doen kwadraatsvoltooiing. Kwadraatsvoltooiing gaan dan baie duidelik vir ons wys of daai delta positief of negatief is. OK, so kwadraatsvoltooiing, ons skryf die k kwadraat minus die 4k. Wat doen ons dan? Dan plus ons daardie waarde by die k gedeel deur 2 gekwadreer en ons minus dieselfde waarde by die k gedeel deur 2 gekwadreer. En dan plus die 8. Dan gaan ons die eerste 3 terme onderstreep en dit gaan dan in 'n hakie kwadraat kan kom. En die res wat oorbly gaan ons net in ons sakrekenaar intik. Die 3 terme wat in 'n hakie kwadraat gaan kom, daar gaan 'n k staan. Die teken wat daar staan, kom daar. Laat net gou dit. So daai teken kom daar. En wat ook al in daai hakkie staan, daai antwoord gaan in die hakkie kom en 4 gedeel deur 2 is 2. Goed, die res tik ons in die sakrekenaar in en dit gaan vir ons gee plus 4. OK, so nou het ons kwadraatsvoltooiing gedoen op ons delta en toe kry ons nou 'n nuwe antwoord vir ons delta. En hierdie antwoord wat ons gaan kry, gaan vir ons baie mooi bewys of hierdie delta positief of negatief is. So, wat ons nou kan sien is, hierdie hakkie is mos definitief positief, want enigiets kwadraat is positief. So hierdie hakkie is definitief positief, maak nie saak wat daai k gaan wees nie. Selfs as die k 2 is, dan gaan hierdie hakkie kwadraat 0 wees, maar dis die kleinste waarde wat hy kan wees. En selfs al is hierdie hakkie kwadraat 0, dan plus ons nou nog 'n 4 langs dit. So hierdie delta gaan definitief positief wees, want 'n kwadraat plus 'n getal is altyd 'n positief. 'n ander manier wat jy dit ook kan verduidelik is
hierdie is nou in 'n parabool se draaipuntvorm. So hierdie is 'n positiewe parabool. So as ons die parabool sou teken, hierdie delta is nou die parabool, dan sal dit 'n positiewe parabool wees, want hierdie waarde hier is ons plus. En dit beteken dat die parabool se minimumwaarde gaan positief 4 wees. So as die kleinste waarde van hierdie delta, wat nou 'n parabool is, 4 gaan wees, as dit die minimumwaarde is, dan weet ons dat al die res van die waardes gaan ons groter as 4 wees. So al die ander waardes gaan ons definitief positief wees. Ok, so ek gaan sommer dit skryf as my antwoord. So die minimumwaarde, die kleinste waarde, die minimumwaarde van hierdie delta, is 4. So dit wil sê, my delta gaan definitief positief wees, en dit wil sê, die wortels is reëel. Ok, en dan net die ander manier wat hulle hierdie kon vra, is as hulle gevra het hierso vir nie-reële wortels, dan weet ons dat ons moes die delta kleiner as 0 bewys het. Ok, so ons gaan by beide reële wortels en nie-reële wortels, gaan ons moet kwadraatvoltooiing doen op ons delta. Dan sal ons iets gekry het soos, ons sou 'n minus hakie kwadraat gekry het en 'n minus getal. Dan kon ons gesê het, hierdie is 'n negatiewe parabool, en die maksimumwaarde, die grootste waarde, is al klaar minus 4, dis al klaar 'n negatiewe getal. So die grootste waarde op daai delta wat 'n parabool is klaar minus 4. So al die ander waardes gaan kleiner wees as minus 4. So ons delta gaan definitief negatief wees, so die wortels gaan definitief nie reëel wees. So ter opsomming, wanneer hulle vra dat ons moet bewys vir reële wortels en nie reële wortels, moet ons kwadraatvoltooiing op ons delta doen om die delta eintlik in sy draaipuntvorm te kry. Maar byvoorbeeld 4, wanneer hulle vra vir rasjonaal, dan weet ons die delta moet 'n volkome vierkant wees, en dan kan ons net faktoriseer en ons sal 'n hakie kwadraat kry. Ok, dan voorbeeld 6. Dis 'n lekker maklike enetjie. Hulle sê hierso, indien 3 een van die oplossings is van hierdie vergelyking, bepaal m en die ander wortel. Ok, dis 'n baie maklike een. Ons gaan hom doen sonder om eintlik die delta op te los. So wat ons gaan doen is, as 3 een van die oplossings is, die oplossings beteken dat 3 is eintlik een van die x'e. So al wat ons gaan doen, ons gaan onmiddellik die 3 gaan instel in ons x se plek. Goed, en as ons dit gaan doen, gaan ons kry 9 minus 3m plus 6 is gelyk aan 0, en dan gaan ons kry minus 3m is gelyk aan minus 15. As ons die 9 en die 6 oorvat, dan gaan die m wees minus 15 op minus 3, en dit gaan vir ons gee 5. So daar het ons die m opgelos. So 3 was een van die oplossings, een van die x'e. So ons moet die m bepaal, en die ander wortel, met ander woorde die ander x. Maar nou is dit baie maklik, nou gaan ons die m invul, hy is 5, en nou moet ons net die ander x bepaal, die ander wortel. So ons kan maar net faktoriseer, en ons gaan kry x min 3, x min 2, dit wil sê x is 3, of x is 2. En daar sien ons het die x is 3, wat hulle in die begin gegee het, en ons ander wortel is dan x gelyk aan 2. Ok, voorbeeld 7. Voorbeeld 7 sê hulle vir ons 2 funksies word gegee. 2 funksies word gegee, en hulle sê bepaal die waarde van die onbekende van t indien g, die een funksie, 'n raaklyn is aan f. So indien julle al kalkulus gedoen het, sal julle sien dat ons kan eintlik hierdie vraag op 'n ander metode beantwoord met kalkulus ook. So ek gaan nou beide metodes doen. So ek gaan eers hierdie som doen
met behulp van aard van die wortels en dan gaan ek dit doen met calculus, net vir die wat al reeds calculus gedoen het. Ok, so indien G 'n raaklyn aan F is, beteken dit dat wanneer ek die twee funksies gelyk aan mekaar stel, gaan stel en die een is 'n raaklyn aan die ander een, beteken dit dat daar gaan net een snypunt wees, want die een is mos 'n raaklyn. En as daar net een snypunt gaan wees, beteken dit dat wanneer ek hierdie vergelyking, hierdie som gaan oplos, gaan daar net een snypunt of een antwoord of een wortel wees. En dan beteken dit dat my delta gaan mos 0 wees. Want as daar net een wortel is of een antwoord, dan beteken dit die delta gaan 0 wees. So ons gaan nou hierdie twee vergelykings, hierdie twee funksies gaan ons gelykstel aan mekaar en dan gaan ons die delta uitwerk en ons weet die delta moet 0 wees, want daar is net een antwoord. Want die een is 'n raaklyn aan die ander een. Ok, so kom ons kry hierdie in standaard vorm. So ons gaan nou hierso hê 'n minus 3x en dan 'n plus 3 minus t is gelyk aan 0. So ons a is 'n 1, ons b is min 3 en ons c is 3 min t. So delta is gelyk aan b kwadraat minus 4ac. So die delta is minus 3 kwadraat minus 4ac. So delta gaan wees 9 minus 12 plus 4t. So die delta is minus 3 plus 4t. So dis die delta. Goed, omdat hierdie een funksie 'n raaklyn aan die ander funksie is, beteken dit dat wanneer ons hulle gelyk gaan stel, gaan daar net een oplossing wees, een antwoord, een snypunt. So ons weet ons delta gaan 0 wees, so ons gaan net nou ons delta 0 maak. So 4t is 3, so t is dan 3 op 4. As hulle hier gesê het dat die twee funksies sny mekaar op twee plekke, dan beteken dit dat daar gaan twee antwoorde wees en dan sou ons delta groter as 0 gewees het. As hulle gesê het hierdie twee funksies sal nooit mekaar sny nie, hulle raak nie eens aan mekaar nie, dan beteken dit dat as ons hulle gelykstel, sal ons geen antwoorde kry nie, want daar is nie snypunte nie, geen antwoorde nie, geen wortels nie. Dan moes ons die delta kleiner as 0 gemaak het. Goed, maar nou omdat hulle spesifiek in hierdie som sê dat die gx 'n raaklyn is aan fx, kan ons nou hierdie som met calculus ook oplos. So ek gaan nou net hierso nog 'n metode gebruik om hierdie som op te los, net vir die wat al reeds calculus gedoen het. Want nou kan ons hierdie som oplos met ons raaklyn teorie. So hulle sê vir ons gx is 'n raaklyn aan fx. So ons raaklyn teorie, as ons 'n raaklyn wil uitwerk, het ons mos twee stappe. Die eerste stap is, ons werk die gradiënt van die raaklyn uit. Deur wat te doen? Deur die afgeleide van f uit te werk. So die afgeleide van f is gelyk aan, kom ons kyk, dit gaan wees 2x min 5. So dis die afgeleide van ons funksie f. En dan wat ons doen is, ons moet die raakpunt gaan instel in die x, en dan sal ons helling kry. Maar hier gee hulle nie vir ons 'n raakpunt nie, hulle gee vir ons eintlik klaar die helling, wat min 2 is. So, hulle sê eintlik vir ons dat hierdie afgeleide, hierdie helling, wat ons nou uitgewerk het, dit moet min 2 gee. So nou kan ons die x, of die raakpunt van hier af uitwerk. So dan gaan 2x gelyk wees aan 3, so ons x gaan wees 3 op 2. So ons x van die raakpunt is 3 op 2. Nou is ons tweede stap, dat ons nou die raakpunt, die koördinaat moet instel, om ons c te kry, wat in hierdie geval 'n t is. So ons wil nou ons koördinaat instel, maar ons het net die x-koördinaat, so wat gaan ons doen? Ons gaan net gou eers in ons oorspronklike funksie
die x gaan instel om die y-koördinaat te kry. So ons stel in x se plek 3 op 2 in. En dan gaan ons kry minus 9 op 4. Minus 9 op 4. So nou kan ons voortgaan met ons tweede stap en dit is dan waar ons die raakpunt as 'n koördinaat gaan instel om ons C te kry. Of in hierdie geval ons T. So gewoonlik sal ons daar 'n C skryf, maar in hierdie som is dit nou 'n T. Goed, so dan sal ons sê minus 9 op 4 is gelyk aan minus 2 en dan ons x en dan plus T. En as ons dan dit uitwerk op die sakrekenaar, dan gaan ons kry die T is 3 op 4. So dis dieselfde metode wat ons gevolg het aan die, of is dieselfde antwoord wat ons gekry het aan die linkerkant. So net omdat hulle vir ons hier iets sê van 'n raaklyn, kan ons hierdie met kalkulus ook oplos. Goed, en dan ons laaste voorbeeld. Hier sê hulle vir ons byvoorbeeld 8, dat die oplossings van 'n kwadratiese vergelyking word gegee deur x is gelyk aan. So by hierdie voorbeeld het ons nou nie 'n vergelyking nie. Ons het klaar ons x wat aan hierdie kant klaar vir ons gegee is. So hier gaan ons nie die delta hoef uit te werk nie, want eintlik word die delta hier klaar gegee. Eintlik is daai gedeelte binnekant die wortel ons diskriminant of ons delta. So wanneer hulle vir ons die aard van die wortels som in so 'n voorbeeld vra, waar hulle nie vir ons 'n vergelyking gee nie, maar hulle gee klaar vir ons x, dan kan hulle hierso eintlik vir ons 3 verskillende goed vra. Hulle kan vir ons hier vra, vir watter waardes van die onbekende sal hierdie x'e, hierdie wortels reëel wees? Waar sal dit nie reëel wees? En waar sal dit ongedefinieerd wees? Dis eintlik die 3 goed wat hulle kan vra. Ok, so as hulle vir ons vra, waar sal die x'e reëel wees? Dan gaan ons dit wat daar onder die wortel is, so met ander woorde dit wat onder die wortel is, wat eintlik ons delta is, gaan ons groter en gelyk aan 0 gaan maak. Ons gaan ook dan dit wat onder die lyn is, moet ons gaan sê dis nie 0 nie. Ok, so dit is wat ons moet doen vir reëel. Vir nie reëel gaan ons dit wat onder die wortel is, wat eintlik klaar ons delta is, gaan ons sê dis kleiner as 0. En vir ongedefinieerd gaan ons maar net dit wat onder die lyn is, gaan ons maar net 0 maak. Ons moet net ook kyk, as hulle net vra vir reëel, gaan ons dit wat onder die wortel is groter en gelyk aan 0 maak. Maar as hulle vir ons hierso vra, waar het ons 2 wortels of 2 oplossings, dan gaan ons net dit wat onder die wortel is, ons gaan dit net dan groter as 0 maak. Want natuurlik, obviously, as daar 2 oplossings is, weet ons, dit is reëel ook, maar hulle sê spesifiek dan vir ons, dat dit wat onder die wortel is, die delta, kan nie 0 wees nie. Daar moet 2 antwoorde wees, so hy kan nie 0 wees nie, so ons gaan dit net groter as 0 maak. En dan kan hulle ook vra, waar het hierdie x'e 1 oplossing, en dan gaan ons net ons delta, of dit wat onder die wortel is, net gelyk aan 0 moet maak. Want daar gaan net 1 oplossing wees, so dit moet 0 wees. Ok, so kom ons gaan kyk na hierdie som. Vir watter waardes van k sal die vergelyking A 2 verskillende reële oplossings hê? Ok, so wat weet ons? Ons weet ons nou dat daai is ons delta. So 2 verskillende reële oplossings. So dit sal wees waar die delta groter as 0 is. So dit is waar daai gedeelte onder die wortel groter as 0 is. Nou moet ons net die k oplos. Ons gaan die 4 oorvat. En ons deel hier met 'n minus, ons teken draai om, en dit gaan vir ons k kleiner as 2 gee. Goed, maar ons moet ook gaan sê, alles wat onder die lyn is, mag nie 0 wees nie. Ons moet altyd dit ook sê as hulle vir ons enigiets van oplossings vra of reële oplossings, want as die x onder die lyn 0 is, dan beteken dit die hele som is ongedefinieerd. So ons gaan ook hier met sê,
dat ons k gaan ongelyk aan 5 moet wees. Ok, nommer B, een reële oplossing. So dit beteken ons delta, of dit wat onder die wortel is, moet gelyk wees aan 0. So dit beteken minus 2k is gelyk aan minus 4, so k is 2. En omdat hulle vir die heel vra, moet ons seker maak dat onder die lyn is nie 0 nie. Dit beteken k is nie 5 nie. Nou in hierdie som maak hierdie gedeelte nie nou eintlik saak nie, want ons antwoord by nommer A was dat k kleiner as 2 is. So as hy kleiner as 2 is, sluit hy mos nie in dat hy 5 kan wees nie, so dit maak nie regtig saak. Maak nie eintlik sin ook om te sê k mag nie 5 wees nie, want hy is in elk geval nie 5 nie, want hy is kleiner as 2. Ok, hier maak dit eintlik ook nie saak nie, want k is 2, so ons weet hy is nie 5 nie, hy is 2. Maar net vir die toekoms, net om seker te maak, ons skryf alles neer. Goed, nommer C, nie reële oplossings, so dit gaan wees waar onder die wortel of die delta kleiner as 0 is, so dit is minus 2k kleiner as minus 4, en dan gaan nou teken omgedraai word, k is groter as 2. Goed, en dan laastens ongedefinieerd, dit beteken dat dit wat onder die lyn is 0. So dit beteken dat k gaan 5 wees, en dis ongedefinieerd. Goed, en dit was aard van die wortels.